en welkom by Namibië sonder grense. In vandag se episode gesels ons met rugbyspeler Damian Stevens wat nou in New Orleans, Louisiana tuisgaan. Hy gaan ons meer vertel van al die plekke wat hy besoek het en deel ook sy gunsteling oomblikke van sy tyd hier in Namibië. Mornings just got better, Namibia. From the latest headlines to the hottest trends, we're bringing you the conversations that matter. That's right. Bright minds, bold opinions, and a touch of morning magic. This is your daily dose of energy. So grab a cup and join in on the conversation every weekday morning at 8 o'clock with Smell the Coffee, hosted by Diana Master and Aina Raisa Quayo. What is it that defines our city of Houston? Are we defined by an industry? Our space exploration? Is it our diversity? An event? Hallo, ek's Damian Stevens. Ek bly tans in New Orleans in Amerika. Ek's van Walvis Bay in Namibia. Ek het New Orleans toe getrek aan die einde van 2020 en hoe ek opgeëindig het hier in New Orleans is deur rugby. Ek speel ook tans vir Namibia se nasionale rugby span en dit het definitief ook groter paaie vir my oopgemaak dat ek vandag in Amerika kan wees. New Orleans word genoem die Big Easy in Amerika. So dis groot, maar dis ook baie rustig en dit is wat ek definitief laf van dit. En die stad is baie mooi. Dit het baie Franse herinnering. En dan is New Orleans definitief ook bekend vir hulle kos. Ek glo dit is dalk een van die beste kos wat jy kan kry in Amerika. En dis ook famous vir die series Vampire Diaries en The Originals. Ek glo dis wat baie mense in New Orleans vanaf ken. En wat ek persoonlik love van New Orleans is as ek oor die brug ry, oor die Mississippi rivier en ek kyk net so oor die stad. Dis 'n baie mooi prentjie om te kan sien elke oggend wanneer ek na oefening toe ry. Ja, en ek nou al 'n redelike paar plekke al besoek hier in Amerika ook, wat San Diego, Los Angeles, Houston, Atlanta, Boston, Washington DC. So ja, maar wat die plekke wat vir my uitgestaan het sover en dinge wat ek al gedoen het is definitief in Boston en ek het die Red Sox en die New York Yankees gaan kyk baseball speel, wat een van die grootste baseball games is in Amerika. En dan het ek ook 'n basketball game gaan kyk hier in New Orleans in, waar die span van New Orleans die Pelicans is. En ja, en die grootste een vir my wat die meeste uitgestaan het was toe ek in Washington DC was en ek het die historiese geboue gaan besoek in Washington, wat die Capitol is, die Lincoln Memorial en dan ook die White House. So ja, nou wag ek net vir die Amerikaanse voetbal om te begin, dat ek die Saints kan gaan support hier in New Orleans. So ja, ek hoop julle geniet my storie en ek is happy dat ek kan deel. Hopelik kan ek meer deel in die toekoms. Welkom by Blitz Fokus, die Afrikaanse jeugprogram waar ons die jeug se stem die wêreld se fokus probeer maak. Kry ons elke Woensdag om 6:30 op DStv kanaal 285, GoTV kanaal 25 en dan natuurlik op ons webtuiste OneUp2.
By Blitsfokus kan jy onderhoude verwag, die nuutste tendense en wat in die wêreld van die jeug aangaan. Ons kan nie wag om julle by ons te sien nie. Welkom by Namibia sonder grense en in vandag se episode ervaar ons Nieu-Seeland se asemrowende natuurskoon. Koenraad, ons gas vir hierdie week, sit fisies op 'n sneeubedekte berg in Queenstown en deel sy storie met ons. Maar eers wys ek vir julle die mooi Seattle en die stad se ikonie. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Hallo julle, my naam is Koenraad. Julle sluit vandag aan hier by die lieflike Queenstown. Ons is hier in skievelde, soos julle kan sien, klein bietjie koud. Soos die manne daar sal sê in Namibia, jy moet ten minste jou sokkies aantrek by jou vellies, anders gaan jy bietjie koud kry. Ek is oorspronklik van Gobabis. Mis daai plek verskriklik. Ek dink ons besef wat ons het in Namibia tot jy weg is nie. Ek mis my biltong en dan mis ek my verversings. Ek kan ongelukkig nie naam sê nie, maar kom ons sê net hy is al van Windhoek af. Ek sê 'n struktuuringenieur het oorgekom. Ek werk in residensiële behuising. Hierso is die huise alles hout. Ons ontwerp veral vir aardbewings en wind. Wat klein bietjie anders is daar waarvandaan ons oorspronklik kom en waar ons gewoond is. Hierso ontwerp ons veral vir aardbewings, ons het oor die 100 aardbewings per dag in Nieu-Seeland. Meeste daarvan kan jy nie voel nie. Seker waar mens Nieu-Seeland in twee kan deel. Jy kry Noord-eiland en dan kry jy Suid-eiland. Baie mense sê dit kan amper twee verskillende lande gewees het. Ons ski graag hier in Suid-eiland, want ons sit immers met al die berge. En dan, nie ver van waar ek bly nie, hier in die Suid-eiland kry een van die natste plekke op aarde. Met bykans 7 meter reën 'n jaar, is die Fiordland Nasionale Park 'n sig om te beskou, met honderde watervalle oral rondom mense. In die Noord-eiland sit mens meer met 'n tropiese klimaat. Dit word ook uitgeken aan al die geotermiese aktiwiteite. Daar is horde riviere waar mens letterlik net gaan inlê vir 'n warm bad. Daar is ook oral tekens van vulkane. Sommige mense sal maar lig slaap op so 'n plek. Gou so 'n paar interessante feite oor die land. My gunsteling. Krimpvarkies is so volop dat hulle beskou word as 'n pes. Ek het 'n hele paar wat gereeld in my tuin opdaag. Hier is geen giftige diere nie. Jy kan letterlik jou hand in 'n gat indruk in die grond. En daar's niks wat jou gaan byt of steek. Miskien 'n krimpvarkie, maar verder is daar niks wat jy sal doodmaak nie. Meeste karre is outomaties en karre moet jaarliks gaan vir hulle padtoets. So jammer oom, daai handbreek moet maar werk. En ja, die Kiwis weet wie ons is. Ons het immers 'n 3 teen hulle gedruk. Baie mense vra my, wat het jy gaan soek in 'n ander land?
En man, behalwe vir lekker choppie, gee dit jou geleentheid om beter te sien wat mens het en dit ook te waardeer. Ek sal jou sê, dit sal dom wees om 'n stukkie van Namibië op 'n ander plek te gaan probeer soek, want daai stukkie uniekheid gaan jy nie op 'n ander plek kry nie. So gryp jou reënjas, bring asseblief 'n ordentlike vuurmaakhout en beplan ons so lank om te kom kuier. Sjoe, dit was nou Hallo en welkom by hierdie week se episode van Namibië sonder grense. En vandag gaan kuier ons by Chris Meton wat al amper 7 jaar in Oostenryk woon. Chris werk in Linz as 'n ingenieur en hoewel hy vreeslik na Namibië verlang, kry hy daardie geleentheid om 'n bietjie rugby te speel en hy sê die bier proe darm nie te sleg nie. Ek wys vandag vir julle die baie gewilde Pike Place markie in Seattle, Washington. En 'n interessante feit as jy nie geweet het nie, Washington is nie net 'n stad nie, maar ook 'n staat in die VSA en die stad is nie in die staat nie. Life is unpredictable, and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061-292-8000. Santam. This is freedom. Hallo julle, my naam is Chris Meton. Ek is van Namibië af, soos julle kan sien. Ek is gebore in Otjiwarongo en ons familie was al hele plek vol. Keetmans, Windhoek, my pa het in Oshikati gebou, ons te plaas noord van Grootfontein. Ek is tans in Oostenryk. Ek het in 2014 hiernatoe getrek. Ek het siviele ingenieurswese geswat in Stellenbosch. Toe het ek daar in die Kaap begin werk en toe in 2014, Februarie 2014, toe trek ek hiernatoe na Oostenryk toe. Ek bly tans in Linz. Dit is 'n relatief klein stad tussen Vienna en Salzburg. Nee, ek werk vir DOKA. DOKA. Dit is 'n groot voorwerkmaatskappy. En tans is ek 'n tonnelingenieur, so ons het tonnels van reg oor die wêreld en ja, ek is nou al tamelik lank in Oostenryk, so amper 7 jaar in Oostenryk. Is baie groot verskille, jy weet, tussen Oostenryk en Namibië. Eerstens, hulle praat 'n ander taal hier, so ek moes Duits aanleer. My Duits is alright, maar steeds.
En dinge raak baie kouer hierso in die winter. So toe ek Februarie hier aangekom het, toe was daar baie sneeu. Dis die eerste keer dat ek sneeu gesien het. So toe ek gaan probeer ski het ek 'n jean gehad wat nie so goed geëindig het nie. Ja, ek het basies my stokperdjies hierso gevind. Hulle het in die eerste plek waar ek gebly het, hulle het nie rugby gehad, so toe speel ek American football daar vir 5 jaar. Het goed gedoen. Ons het die beker gewen en alles van Division 1. En nou in Linz is daar 'n rugbyklub, so ek speel actually 'n bietjie rugby hierso. Ag, jy weet die grootste verskil tussen Oostenryk en Namibië is maar nie die taal nie, die kultuur is ook anders hier. Hulle stam met groot bier. Dit is baie lekker bier. Maar wanneer ek kom met braai, die ouens braai met kole hier. Jy weet, en as dit reën kan jy nie eintlik braai nie. In Namibië het die meerderheid van die mense die Jetmasters of die ingeboude braaie. En dan braai mense met hout. Natuurlik mis ek biltong, ek mis beesvleis, goeie beesvleis. Ek mis die vriendelike Namibiërs en natuurlik ons sonsondergange. Maar ja, my hart lê nog in Namibië en ek probeer om ten minste 1 keer 'n jaar huis te kom. Anyway, laat dit juig en Chris Maton over and out. Hallo en welkom by Namibië Sonder Grense, waar ons vandag met De Wet Lou in Calgary, Alberta in Kanada gesels. Ek deel ook die laaste van my Seattle avonture en wys vir julle Post Alley. En aan die einde van die steegie is iets wat hulle noem The Gum Wall. En dit is heel moontlik die grillerigste toeriste attraksie wat ek nog ooit beleef het. Goeiedag aan almal wat kyk na hierdie episode van Namibië Sonder Grense. My naam is De Wet Lou. Ek is 'n Namibiër en ek woon tans in Calgary, Alberta, Kanada. Calgary is 'n stad van so ongeveer 1.5 miljoen mense, 300 km noord van die Amerikaanse grens en so 100 km oos van die wêreldbekende Rocky Mountains af. In my verwysingsraamwerk was Windhoek, waar ek oorspronklik vanaf kom, 'n groot stad. So Calgary is aansienlik groter en dit was nogal 'n redelike aanpassing vir ons om gewoon te raak aan die hoeveelheid mense, die hoeveelheid huise en al die verkeer. Soos ek sê, ek is oorspronklik van Windhoek af, waar ek groot geword het, die liefde van my lewe getrou het en ook pa geword het van 'n pragtige kleindogtertjie Vanel. Ek en my vrou Nelise het einde 2017 die besluit gemaak dat ons graag Kanada toe wil immigreer en ons het toe die immigrasieproses begin. In Februarie 2019 permanente verblyf in Kanada gekry. Ek het in Julie 2019 oorgekom en toe my vrou en my dogtertjie en ons 2 hondjies in September 2019 by my kom aansluit het ons amptelik Calgary ons huis genoem.
Die immigrasieproses is vir ons regtig seepglad verloop en ons is die Here ewiglik dankbaar daarvoor. Die 2 jaar na ons geland het nie gekom sonder struikelblokke en uitdagings nie. Maar ek moet sê die laaste paar maande het dinge regtig vir ons mooi in plek begin val. Die Here het in Januarie van hierdie jaar vir my geseën met 'n ongelooflike werksgeleentheid as 'n client manager by 'n compliance management maatskappy wat hoofsaaklik funksioneer in die olie- en gasbedryf. Dit is 'n baie interessante beroep met baie uitdagings en baie leergeleenthede. My vrou het ook 'n baie groot beroepskuif ondergaan en na 12 jaar as 'n haarkapper het sy 'n nuwe beroep hier in Kanada begin as 'n kleuterskoolonderwyseres. In ons vrye tyd is ons baie lief daarvoor om uit te ry na die Rocky Mountains toe en bietjie te gaan hike daarso en selfs pikniks te hou langs die rivier. Dit is iets wat ons baie geniet en Vanel is mal daaroor om in die rivier te speel. Het is baie lekker om te sien hoe ons kind so een is met die natuur en die natuur so baie geniet. En ons kan regtig in ons wildste drome dink dat die landskap wat ons hier sien 'n moontlikheid kan wees. Fotos en video's kan net nie beskryf hoe mooi dit hier is nie en ons is regtig die Here dankbaar dat ons die geleentheid het om in hierdie baie mooi land te kan bly. Interessante feit, in die somermaande sak die son saans eers hier teen 10:30, so die dae is lekker lank en ons kry baie gedoen. In die wintermaande aan die ander kant is dit teen 5:00 vanmiddag al nagdonker en dan is jou dae weer kort. Ons geniet dit baie om in die wintermaande in die sneeu te speel, veral Vanel en ek en sy is baie mal daaroor om sneeumannetjies vir haar te bou en mekaar met sneeuballe te gooi. En ek moet sê die eerste winter en die eerste sneeuval was vir ons nogal buitengewone belewenis. Nie net om sneeu vir die eerste keer in ons lewe te sien nie en die mooi wat dit saam met dit bring nie, maar die temperatuurskok wat ons ondergaan het. Veral Januarie 2020 wat Calgary vir so 10 dae in wat hulle noem 'n freeze down vasgevang was, waar ons temperature so laag soos -40 gehad het. Gelukkig vir ons is alles hier in Kanada ingerig om hierdie koue te hanteer. So selfs met -40 grade buite is dit 'n heerlike 21 grade Celsius binne die huis. So ons is baie dankbaar vir dit. Daar is natuurlik vreeslik baie dinge van Namibia wat ons verlang en heel bo aan die lys sonder twyfel is ons familie en vriende wat ons baie lanklaas gesien het. Dan saam met dit natuurlik mis ons biltong, droewors, boerewors, brandewyn en 'n lekker Namibiese biertjie, maar ek moet eerlikwaar sê ons is nie eendag spyt oor die skei wat ons gemaak het nie. Ons is baie dankbaar vir al die geleenthede wat ons hier ontdek het en ons is meeste van als ongelooflik dankbaar dat die Here ons seën en dat hy ons nog elke dag dra. Baie dankie De Wet dat hy sy storie met ons gedeel het en baie dankie vir almal wat gekyk het. As julle weet van enige Namibiërs in die buiteland, soos gewoonlik, los hulle name in die comments, stuur vir my 'n boodskap op Facebook of stuur vir my 'n e-pos na christine@rebeccain.com.na. Ek sien julle almal weer volgende week.